Maar vir nou, dames en here, gaan ek eers oorhandig aan ons pastoor Leon Buys. Daar sê. Baie dankie. So welkom van my kant af vir elkeen wat vandag hier so is. Ons is so opgewonde oor die guns wat die Here vir Kaleio Kerk gee om mense te kan bedien. En vir jou wat nou nuut is vandag hier so, ons is so 4 maande oud. Ons het ons eerste diens gehad die 24ste November 2024. En ek weet nie van jou nie, maar kyk wat is die Here besig om te doen. So ons loof die Here net daarvoor. Maar ons is op 'n plek waar ons regtig jou effektief wil bedien. En een ding wat ons vir by Kaleio vir mekaar sê, is dat ons het jou stem nodig. Ons het jou stem nodig binne in Kaleio. Ek gaan nou vir jou sê wat dit beteken. So ek wil vandag vir Johan Kreer vorentoe roep. Ons wil vanoggend voordat ons die diens begin, wil ons net so vinnig iets van 'n survey doen. Ons het so 'n paar antwoorde nodig oor wat werk by Kaleio, wat werk nie by Kaleio nie. Sodat ons goeie strategiese beplanning kan doen vir die res van die jaar. Hierdie survey gaan jou 5 minute vat. Ons gaan 'n QR-kode op die skerm sit. Ek sien hy's reeds daar. En wat ek wil hê jy moet doen is, vat net jou foon, gaan op jou kamera, mik dit net na die skerm toe, en jy sal dan sien jou foon gaan jou aandui na 'n link toe, en hy gaan sê iets van 'n survey. Zoom in as hy te ver is. As jy nie jou foon nie het vandag nie, of jy sê, hoorie, ek is tegnologies gestremd, dan wil ons jou graag help. So, ons het 'n bedieningsspan met hulle fone hierso. So steek net jou hand op as jy sê, hoorie, ek het 'n bietjie hulp nodig, of my foon werk nie, of ek het my foon vergeet. Hierdie is 'n anonieme invul, so ons gaan nie weet dis jy nie. Maar as ons regtig help dat jy hierdie inligting vir ons gee, dan kan ons goeie besluitneming doen vir die res van die jaar. So ons wil voor ons die diens begin, gou hierdie afhandel, en hierdie is Johan wat net vir ons verder gaan verduidelik. Dankie Leon, goeiemôre aan almal. So dit lyk selfs nog mooier hier van voor af, hè. So as julle net vir ons die skakel kan oopmaak, dan gaan ek so vinnig net saam met julle deur om draf. Is daar iemand wat sukkel? Kan ons net gou sit net vir my handjie op as jy dalk enigstens sukkel of nie regkom nie, of dalk selfs nie 'n foon het wat werk nie. Dan kan ons dit gou net vir julle te hulp snel met dit. Ja, ek dink net ter aansluiting van dit wat Leon gesê het, toe ons hierdie hele opname beplan het, was daar eintlik 2 woorde wat by my opgekom het. Die een is God gesentreerd, en ek dink ons sou nie hier gewees het na 4 maande as dit nie God gesentreerd was nie. Maar die tweede woord wat my opgekom het was gemeenskap gerig. En dis regtig wat ons hierso doen, is om te sê ons wil graag jou stem laat hoor. Loer vir my asseblief dan maar net gou. Ons vra vir jou die eerste vraag hier net as jy aan Kaleio Kerk dink. Watter woorde kom eers by jou op? Jy kan net vir ons 3 woordjies kry. Kom net gou hierso weer terugkry. Goed, dan vra ons vir jou, wat maak dat jy Kaleio Kerk bywoon? Daar so 'n paar, goed, jy kan daar so meer as een opsie kan jy kies, en dan is daar ook 'n plekkie wat jy ander kan spesifiseer. Noem een ding wat ons kan doen om jou ervaring by Kaleio Kerk beter te maak. As jy vir ons daarso net 'n voorstel miskien kan insit. Ok, dan die ou vragietjie wat ons baie uitsien om die antwoord te hoor, is hoe sal jy die stap van die parkeerterrein na die kerk toe beskryf? Julle sal sien, ons het vir julle besluit wat is die opsies daarso nie. Goed. Wat maak vir jou die moeite werd om uiteindelik bo by die kerk uit te kom? Daarso kan jy weer 'n paar opsies kies. Het jy enige voorstelle van hoe ons die toegang tot die kerkgebou kan verbeter? En dan gaan julle sien, daar is so 'n paar vragies wat dan spesifiek gaan oor klein groepe, die Kaleio kuiers. Daarso het jy 3 opsies. Ja, ek woon gereeld Kaleio kuiers by.
Of nee, die volgende enetjie is ja, maar ek het net nog so 1 of 2 keer dit gedoen. Of nee, ek het nog nie bygewoon nie. Dan gaan julle sien vraagie 8 en vraag 9. Indien jy nie een van die kuiers bygewoon het nie, wat was die rede? Nou, ek wil net daar soveel vra, jy het 'n paar opsietjies daar, maar as jy wel gesê het ek woon dit by, sit net vir ons daar by die ander blokkie. Sit net ek woon by, want anders dan gaan jy nou by die einde van die bladsy kom en dan gaan hy vir jou sê daai deel nie ingevul nie, en doen vir ons dieselfde by vraag 9 as jy wel bygewoon het. So indien jy het bygewoon het, wat was jou ervaring, wat het goed gewerk, wat het nie goed gewerk nie, dis nommer 10. Het jy enige voorstelle van hoe ons die Kaleio kuier ervaring kan verbeter? So, vraagie 12, baie belangrike vraagie, is dit, as jy dink aan jou algehele ervaring by Kaleio Kerk oor die afgelope paar maande, hoeveel beter of hoeveel swakker is dit as jou verwagting? En dan vraagie nommer 13, julle sal hom herken as jy op enige plek met 'n woude kom of wat ook al gewerk en dan vra hulle vir jou altyd die vraagie, sal jy 'n aanbeveling maak na vriende of familie toe. En daar is ons net van 0 tot by 'n 10 wat jy moet aandui. So as jy baie waarskynlik dit sal aanbeveel vir mense om wel Kaleio Kerk by te woon, is dit 'n 10 en dan sien jy hy hardloop op 'n skaal al die pad dan na 0 toe. Het jy enige ander voorstelle om Kaleio Kerk te verbeter? En dan gaan jy sien, hy gaan spring na 'n volgende bladsy toe. Dit is nie 'n verpligte veld daai nie. Ons vra doeteenvoudig net vir jou, indien jy graag op Kaleio Kerk se database geplaas sal word, verstrek dan net asseblief vir ons besonderhede. Daarso gaan jy sien as plek vir naam en van jou e-posadres, selnommer, en dan die laaste 2 vragies sal ons net weet, net vir die demografie van die bywoning. Is jy 'n man of is 'n vrou? En dan net in die ouderdomskategorie wat ons daar 6 opsies neergesit het wat jy net kan kies. As jy klaar is, dan kan jy maar net die stuurknoppietjie of die submit knoppietjie, ek weet nou nie mooi hoe hy uitkom nie, maar dis die laaste eentjie, jy moet net druk, dat hy net vir jou sê, successfully send, en dan weet ons het hom. Okay, dankie. Kom ons gee vir Johan 'n lekker klap by handeklap, nie klap nie, handeklap. Ons waardeer Johan wat ons net so 'n bietjie bystaan rondom 'n lekker strategiese beplanning en so aan. So regtig van my kant af baie dankie dat jy die tyd gevat het gou om net vir ons dit in te vul en dit gaan ons help in die toekoms. So al die praktiese goed is nou verby. Kom ek en jy stap vanoggend in om regtig tyd met die Here te spandeer. Wil jy saam met my staan vanoggend, dan gaan ons in 'n tyd van aanbidding in. Dit is die eerste keer wat ek hier kom staan, wat my laptop nie met my iPad gesync het nie. Nou is al my preeknotas weg. OK. Julle kan lag, is nie eintlik snaaks. Dit beteken die Here wil iets anders doen dalk volgende. Ons het alright, nou skiet ek die heup uit, julle reg? Okay. Ek wil vandag met jou gesels oor ons kerk. En dis vir my so belangrik dat ons nou 4 maande in hierdie proses is dat ons net so bietjie familievergadering het. Ons is nou 'n volwaardige familie vir al die mense wat nuut is en wat van ver af gekom het en sê hoorie ons kom kuier vir die eerste keer van my kant af net weer eens baie welkom. Julle gaan dit so geniet hierso. Welkom by Kaleio se familievergadering. Het jy al ooit 'n familievergadering gehad in jou eie huis? Jy weet as onthou jy as pa en ma oorroep, hoorie ons het familievergadering. Almal asseblief 6 uur in die sitkamer.
Nou weet jy. Die handdoeke is nou weer nie opgehang nie. Die koppies is weer eens nie gewas nie. Ons is slordig. Klomp barbare. Leef ons met klomp barbare hier. Is dit my huis? Is dit net? Ma, moet nie so rooi word volgende nie. My ma kuier volgende hierso. Ek wil vanoggend regtig met jou so 'n bietjie gesels oor ons kerk. Wat maak ons kerk ons kerk? Ek dink baie kerke kom en sê, hoorie, maar ons is 'n familie. Ons is 'n familie wat saam lewe doen en dit klink so mooi op papier, maar ek wil vanoggend vir jou sê dat wat beteken dit wanneer ons sê ons is 'n familie? Kan ons 'n beter definisie vandag kry oor wat sê ons vir mekaar wanneer ons sê as Kaleio Kerk ons is 'n familie? Ek wil nie net hê dit moet sin maak op papier of mooi op die website of mooi op Instagram lyk nie. Ek wil hê wanneer ons saam gesels as Kaleio Kerk en ons sê ons is 'n familie, dan beteken dit iets. Maak dit sin? As jy moet invul op 'n ding sê, hoorie, dis so 'n lekker familiegevoel. Dan dink ek is mooi woordjies. Maar wat beteken dit? Wat bind ons aan mekaar? Nou is belangrik dat ons vir mekaar sê, kom ons hê 'n bietjie familievergadering vandag en sê wat maak Kaleio? Sodat wanneer ons met mekaar funksioneer, dan het ons 'n paar goed wat ons aan mekaar vasmaak en sê, dis wat ons vir mekaar sê wanneer ons sê ons is familie. Maak dit sin wat ek vir jou probeer sê. Ons is nie met fisiese bloed aan mekaar verwant nie. Jy het ander ma aan 'n pa. Maar as kinders van Jesus, seuns van God, is ons met 'n geestelike bloed aan mekaar. Maak dit sin? En dan moet ons kan definieer, wat beteken dit wanneer ons sê, ons is familie? So, ek is besig om te dink die afgelope tyd oor Kaleio se waardes. En ek het nog nie deurgedink, of ek het nog nie al die waardes nie, maar ek het so 3 waardes wat vir my bitter belangrik is, wanneer ons sê, ons is Kaleio Kerk. Dit is waarvoor ek instem, dit is waarvoor ek ja sê, en ek wil hierdie 3 eerste met jou baie duidelik om kommunikeer vandag, want dit gaan ons woordjie familie definieer. Maak dit sin? OK. So, hoekom waardes? Ek wil vinnig vir hierdie ding verduidelik. Ek sê altyd die volgende ding. Reëls en regulasies is goed, waardes is beter. Gaan dit herhaal. Reëls en regulasies is goed, maar waardes is beter. Binne in 'n familie is daar 2 modelle van hoe ons familie kan bestuur. As jy 'n leier van 'n gesin is, dan het ek 2 opsies in my perspektief. Ek kan of my gesin kan ek bestuur met reëls en regulasies wat sê, in hierdie gesin mag jy dit en jy mag nie dit nie, en jy mag dit en jy mag nie dit nie. En dit werk seker vir party gesinne, in my huis werk dit nie. Want ek het agtergekom iets van die mens, die oomblik wat jy vir 'n mens 'n reël gee, moenie dit doen nie, wat doen die mens? Hy gaan doen dit. Gister braai ek die lekkerste vleisie, nou steek ek die vuur aan, nou kom my dogtertjie van 2 jaar, kom staan sy by die Weber, en sy kyk haar vuur, en dis die mooiste ding, nou sê ek vir Evelyn, moet nie aan die vuur vat nie. Wat doen hy handjie? Wanneer jy die reël gee, is daar iets in my en jou menswees wat wil die reël breek. So in my huis, hoor mooi, nou nie hierdie gaan tweet nie, in my huis het ek nie reëls en regulasies nie, ek het waardes. Ek en my gesin stem saam oor 'n paar waardes. Ek kan jou accountable hou tot die waarde wat ek in my gesin het. Maak dit sin? Ek wil jou uitdaag, as deel van my werk as pastor, wil ek jou uitdaag om regtig in jou eie persoonlike gesin 'n oomblik te vat met jou gesin en te sê, wat is ons gesinswaardes? Wat is vir ons gesin belangrik? Ek dink ons maak te min tyd vir hierdie goed. Ons laat toe dat lewe so besig raak en die en dat en die moet gebeur en as kinders by die skool optel en hoor jy, ons is in dieselfde bootjie.
Maar iewers moet ek en jy net 'n spasie vat en sê, wat is my gesin se waardes? Wat leef ons as die buisgesin uit? Wat leef ons as die van 'n Westhuizen gesin uit? Wat sê ons vir mekaar, bind ons aan mekaar in terme van waardes? Maak dit sin? So kom ek gesels jou met 3 waardes wat vir my bitter belangrik is in terme van Kaleo. En die eerste groot waarde wat ek wil hê ons moet vir mekaar sê, is die woordjie egtheid. Egtheid. Authenticity. Plain Afrikaans of plain Engels. Kan ons reël met mekaar wees. Ek sien te veel waar mense in spasies funksioneer, waar ons kerk toe gaan, en die oomblik wanneer ek by my kar in die huis, klim by die huis, voor ek by die kerk kom, het ek my kerkbaadjie aan, ek het my kerkglimlag aan, en ek kom by die kerk aan, hoe gaan dit met jou broer? Nee, my broer, het gaan goed. Kyk, die Here se guns stort op my neer, en ek drup van die Here se goedheid. Het jy al gehoor? Kan ek dit vir jou sê, it's not real. Jy is welkom om te sê, het gaan goed, jy hoef nie altyd hier op te daag en sê, het gaan sleg nie. Al wat ek jy wil vra is, kan ek en jy as Kaleo eg met mekaar wees? Ek het nie meer tyd in my lewe om gesiggies op te hou nie. Ek het nie meer tyd in my lewe om te probeer iets wees wat ek nie is nie. En ek vir jou begelei as Kaleo, wanneer ons sê ons is eg met mekaar, dan sê ons, kan ons die maskers afhaal? Ek wil graag hê die kultuur by Kaleo moet wees, dat ons 'n spasie het waar ons reël met mekaar kan wees. Maak dit sin? Ek het 'n paar skrifverse wat ek wil opbring rondom hier. Kan jy daai eerste skrifvers vir my opsit, Carly? Wat die Here my regtig kom oortuig het oor wat sê ons mekaar wanneer ons eg is met mekaar. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en so sal julle die wet van Christus vervul. Wat verwag die Here van ons, is dat ek en jy nie net mooi met mekaar is nie, dat ons eg met mekaar is, en dan sê hy, dat ons mekaar se laste dra, en dat ons die wet van Christus vervul. Nou kan ek dit hierdie sê, ons gaan nou 'n bietjie hieroor gesels. Wanneer ek en jy met mekaar funksioneer, doen ons dit nie uit 'n plek om redding te beleef nie. Ek en jy kom by mekaar om eg te wees, om mekaar se laste te dra, en dan leef ons Christus se wet uit. Nou in die Nuwe Testament is daar net 2 opdragte wat die Here gee. Wil jy met mooi luister? Nuwe Testament sê die Here die volgende ding. Hier is my opdragte vir julle. Glo en hê mekaar lief. Punt. Dit is Christus se wet. Wanneer ons die herlewing in ons harte beleef, ons gees word wakker, dan kom ons op 'n plek waar ons sê, Jesus Here, ek het u liefde ervaar. Here, ek wil in 'n groep mense funksioneer waar ek eg kan wees, waar ek mekaar se laste kan dra, sodat ons die wet van Christus kan vervul. Maak dit sin? Jesus het fakeness hard aangespreek. Hy sê in Matteus, gee vir my daai skrifvers van Matteus, ek gaan nou maar so praat met daar, sy is nou maar my skrifnotas vandag. Sê hy daarso, julle is soos mooi gepleisterde grafte, maar binne in julle is dit daar doodsbeendere. Het jy daai skrifvers gehoor? Julle is mooi gepleisterde grafte. Julle lyk so mooi wanneer julle by mekaar is, maar binne is daar doodsbeendere. Mense, mag Kaleo 'n plek wees waar ons nie fake voor mekaar is nie, maar waar daar egtheid funksioneer, waar daar ware lewe is, waar ons broos vir mekaar kan wees. Maak dit sin? So van hierdie kant af, you're gonna get the real me. Ek het niks om weg te steek vir jou nie. Ek het nie 'n agenda nie. Ek hoef nie op 'n sekere manier te preek. Ekskuus, ek moet nou nie my broers en susters in Christus uithaal nie. Maar ek hoef nie te sing terwyl ek preek nie. Jy ken hom mos. Môre, broer.
Mag die gees van God oor jou kom. Ekskuus. Ekskuus julle, ek is nog nie perfek nie, hoor. Ek moet nog groei in my heiligheid. Sorry. Vergewe my asseblief. Die punt wat ek probeer maak is, you're gonna get the real me. Die rou Leon. Die Leon wat strakel met goed. En deel van Kaleio se oprigting het ek vir die Here gesê, Here, ek kan nie weer in 'n spasie funksioneer waar ek iets anders moet wees as wie ek regtig is nie. En dis ook nie my verwagting van jou nie. Hier is 'n plek waar jy kan kom sê, hey, ek struggle, hoor. Was jy ooit in 'n vriendegroep waar jy nie hoef jou gesprekke te filtreer nie? Het jy dit al beleef? Was jy ooit in 'n vriendegroep waar jy moet filtreer wat jy moet kommunikeer? Ek haat dit. Ek wil hê wanneer ons by mekaar is ons eg en dat ons eerlik met mekaar kan funksioneer. Daar's iets daarin wanneer ons mekaar se laste dra en Christus se wet vervul. So egtheid, kan jy my aanspreek? Ek gee jou toestemming. As jy ooit voel ek is voor jou en ek sit 'n smile op of wat ook al, keer my, sê hoor Elian, jy is nie besig om eg te wees nie. Dis iets wat ons moet leer as 'n groep mense om weer eg te wees met mekaar. Amen. OK, so waarde nommer 1, ek wil hê ons moet eg wees met mekaar. Die tweede waarde wat ek graag wil kommunikeer is hierdie woordjie eerbaarheid. Om alles wat ons doen eerbaar te doen, om honorable te leef met ons optrede, ons gedrag, alles wat ons doen. Mense, ek wil hierdie ding verduidelik. Ek het die afgelope tyd vir jou baie mooi verduidelik, dat in Christus is jy totaal vry gemaak, punt. Besef jy hoe vry is jy? Jy is so vry, dat die woord sê, jy kan doen net wat jy wil. Jy is nie meer onder die wet nie. Jy gaan leef met die gevolge van jou keuses, maar jy is vry om te doen net wat jy wil. En daarom skryf Paulus en Petrus om te sê, moenie julle vryheid gebruik om julle sondige behoeftes in voorsiening te doen nie. Maar die feit is, jy is vrygekoop. Jy is vry in Christus. Jy is nie in Christus. Maar nou kom mense en sê, hoor Elian, jy preek hypergrace. Hypergrace beteken, ek kan nou doen net wat ek wil tot die einde van my lewe, en dit sal nie Christus se opinie oor my verander nie. Jy is heeltemal reg. Dis die waarheid. Want jy's vrygemaak, nie deur wat jy gedoen het nie, wat deur Christus gedoen het. Maar jy bly nog steeds aan stuur van jou lewe. Jy bly nog steeds aan stuur van jou keuses. Amen? So kan ek vir jou sê, dat by Kaleio wil ek graag hê, dat ons eerbare mense is. Ek en jy dra 'n naam, die naam van Jesus Christus. En wanneer ons optree buite hierdie konteks, ouens, dit is maklik om hier binne nie woedend kwaad te raak nie. Dit is maklik om hier binne geen temptasie te hê nie. Dit is maklik om hier so lief te wees vir mekaar. Maar sodra ons maandag op 'n plek kom, wil ek vir jou baie duidelik in die oë kyk en sê, dis my verwagting van jou as pastor om eerbaar te wees in alles wat jy doen. Jy dra Kaleio se naam saam met jou. Ek wil 'n bietjie dieper in hierdie ingaan. Hoe jy jou werknemers hanteer, verwag ons dat jy dit eerbaar sal doen. Hoe jy jou finansies hanteer, verwag ons dat jy dit eerbaar sal doen. Nie dat jy gered sal word nie, maar dat ek en jy op 'n plek sal kom waar ons sê, ons leef eerbaar. Ons dra die naam van Jesus Christus. Maak dit sin? Daar's 'n skrifvers in Titus, ek wil vir jou wys, Titus, gaan gou na Titus toe, wat sê, hy het homself vir ons oorgegee om ons van alle ongeregtigheid te verlos en vir homself 'n volk vir hom te reinig wat vurig is om goeie werke te doen. Ek is mal daaroor. Nie goeie werke om gered te word nie. Ons is klaar gered, maar nou dat ons nuut is in Christus, is ons vurig om vir die wêreld die lig van Christus te wys. Amen. As hom sê Paulus, ouens, eerbaarheid
is 'n baie crucial komponent van my en jou wandel saam met die Here. Nou dat ons in Christus is, behoort ek en jy in elke ding, Kolossense sê, in elke ding wat ons doen, te doen asof ons dit vir die Here doen. Ek wil dieper gaan. Ek voel ek mis hierdie punt. As jy Vrydag by jou vriende kuier, is jy 'n ander persoon, of het jy die mantel van eerbaarheid rondom jou? Die wêreld moet kan sien, wanneer hulle na ons kyk, there's something different. Ek het nodig om dit vandag vir jou te sê. En hierdie is nie, jy moet dit en jy moet dit nie. Die waarde is eerbaarheid. Dat ons nie geheimsinnige lewentjies leef nie, maar dat ons in die lig sal kom met dit wat in ons lewe aangaan, sodat ons kan heerskappy kry oor alles. Amen. So vir my, 'n waarde by Kaleio is, ek begin julle so nou leer ken, in jou besigheid, in jou familie, in jou gesin, wil ek vir jou sê, onthou die Bybel is baie duidelik, die Here gaan eendag met my gesels, as jou pastoor, en 'n paar vrae vra oor julle. En so daarom het ek nodig om 'n familievergadering om te sê, as ek 'n leier van jou is, 'n geestelike leier van jou is, verwag ek van jou as geestelike leier, wees asseblief eerbaar in alles wat jy doen. Jy dra jou naam, jy dra Kaleio se naam, jy dra my naam, saam waaroor ons gaan. Ons dra mekaar se naam. Ek wil hê wanneer ek en jy in Kaleio in hierdie gemeenskap funksioneer, moet mense 'n duidelike verandering beleef daar waar hulle is. Ek en jy dra die lig wanneer ons gaan. Amen, maak dit sin? Wees eerbaar in dit wat jy doen. Ek het 'n skrifvers daarso in Spreuke, daai een wat verkeerd gespel is. Spreuke. Dis 'n nuwe boek in die Bybel. Ekskuus. Ons sal dit regmaak. Maar hoor wat sê Spreuke 22 vers 1, hy sê, 'n goeie naam is meer kosbaar as groot rykdom. Dit is meer waardevol as silwer en goud. 'n Goeie naam het waarde. Ek wil vir jou sê, wat se waarde dra jou naam in 'n gemeenskap? Daar's niks slegter as wanneer jou naam 'n slegte waarde dra as gevolg van jou aksies in 'n gemeenskap. So onthou nou Spreuke 22 vers 1. Die naam van jou en ons funksionering in die gemeenskap verwag ek dat dit eerbaar sal gebeur. En ek gaan jou, ek sal nooit op hierdie kansel staar en vir jou klomp reëls en regulasies gee nie. Ek sal nooit vir jou sê jy mag nie drink nie. Ek sal nooit dit vir jou sê nie. Jy's vry om te drink soveel as wat jy wil. Ek gaan jou accountable om te sê, is jy besig om eerbaar te leef? Want dit is wat Jesus van my en jou verwag. Dis 'n ander approach, maak dit sin? OK. En dan die laaste een, voordat ons mense bedien, wat vir my baie belangrik is die waarde van geloof. Karla, jy kan so lank na vorentoe kom. So ons begin om te sê, kan ek en jy eg met mekaar wees. Ons gaan nie gesiggies voor mekaar ophou nie. Amen. Die tweede is ons sê, alles wat ons doen by Kaleio, gaan ons eerbaar doen en met integriteit. Dis belangrik. Hier is nou baie praktiese preek, hoor. Ons gaan nou by die juicy stuff uitkom. Maar dan wil ek hê, dat wanneer ons saam funksioneer, 'n familiewaarde, 'n kerkwaarde tussen ons, is die woordjie geloof. Nou ek wil jou vat na 'n skrifvers in die Bybel, wat vir my so on fire kry, oor dit waarmee die Here besig is hier en in ons land, en ek hoop ek kan daai vuurtjie vandag vir jou aansteek. Kan ons dalk haar piano aan die gang kry? Dankie. Kan ek vir jou my gunsteling skrifvers in die hele Bybel wys? Julle een. Johannes 1 vers 5. Die lig skyn in die donker, en die donker het dit nie uitgedoof nie.
Mense, glo jy nog? Glo jy nog dat Jesus kan doen wat hy gesê het, hy gaan doen? Glo jy nog, Jesus kan doen met Suid-Afrika, wat hy as heerser kan doen in Suid-Afrika? Hierdie skrif het my lewe verander. Dat die lig wat nou binne my en jou is, sê die volgende, sê Johannes, hy het iets ontdek van Jesus. Hy begin so, aan die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en niks wat ontstaan het, nie deur hom ontstaan nie. En dan kom hy by hierdie skrifvers uit om te sê, die lig skyn in die donker, en die donker kan dit nie uitdoof nie. Jy sien die oomblik van die lig op my en jou donker skyn, kom verander dit ons. En ek wil vandag vir jou sê dat ons 'n gemeente sal wees wat leef met geloof. Ons sal nie pessimisties wees oor alles wat gebeur nie. Ons sal nie na die ekonomie en die wêreld kyk en pessimisties wees en sê, kyk nou wie is in beheer van die land. Wanneer ek en jy na die land kyk, dan kom ons sê hierdie skrifvers, Here, ons sê oor Suid-Afrika, die lig skyn oor die donker en die donker sal dit nie uitdoof nie. Here, ek kyk oor my verslaafde vriende. Here, die lig skyn oor hulle gedagtes, dit skyn oor hulle verslawings, dit skyn oor hulle seer en dit sal nie uitgedoof word nie. Ons is 'n gemeente wat leef met geloof, dat verandering en transformasie kan gebeur wanneer ons mense blootstel aan Jesus. Ek het die afgelope tyd goed gesien. Mense wat planne gehad het om selfmoord te pleeg, wat nie die einde van hierdie jaar sou sien nie. En toe hulle blootgestel word aan die liefde van Jesus, het hulle doel verander. Hulle liefde het verander. Hulle uitspraak oor hulle self het verander. Jy sien wanneer die lig infiltreer, verander dit alles. Daar's nie genoeg kerke in die land. Ons het nog nodig. Ons het nog kerke nodig. Ons het nog spasies nodig. Ons het nog plekke nodig waar hierdie boodskap gekommunikeer word. Daar waar die lig skyn, sal die donkerte dit nie uitdoof nie. Ouens, ek en jy het God agter ons. Ek en jy die heerser van die wêreld agter ons. Ek is so mal oor die skrifvers in Nehemia. Kyk in Nehemia 4 iewers, waar hy sê, Nehemia, hulle bou die muur, en hulle kry net teestand, net donker teen hulle, en dit lyk of hulle moet opgee, dit gaan nie uitwerk nie. En dan sê Nehemia hierdie woorde, ek is mal daaroor, ek antwoord hulle en sê, die God van die hemel sal ons laat slaag, ons is sy diensknegte, en ons sal opstaan en bou. Nou ander skrifvers sê, met ons God sal ons suksesvol wees. Ek weet nie waar jy is nie, maar die vyand het party van ons so kom vernietig die afgelope tyd, deur selftwyfel in jou lewe in te bou. Jy glo nie eers meer in jouself nie. Ek wil jou kom bedien vanoggend, deur vir jou te sê, ons is 'n gemeente wat leef met geloof. Kan ons die opinie ruil? Jou opinie wat jy oor jouself het, maak nie saak, die negatiewe opinie. Die opinie wat Christus oor jou het. Jy's goed genoeg. Jy's myne. Ek kan die donkerste van donker in jou lewe, kan ek verlig. Ek kan daar waar jy diep armoede beleef, fisies en geestelik, kan ek voorsien. Ek is jou rus. Ek is jou, die wese wat jou wil oplig uit die donker plek wat jy is. Want een ding spesialiseer Jesus in, om lig te skyn, daar waar dit donker is. Hoekom sê ek al hierdie goed vir jou? Vir my is dit belangrik as familie, dat ons eerstens reël met mekaar kan wees. Genesing gaan nie gebeur wanneer ek nie eerlik is oor wat ek mee struggle nie. Ek wil hierdie hardop sê, iemand het dit nou vir my gesê, as ek nie eerlik is oor waarmee ek struggle nie, kan ek nie genesing beleef nie. So kan ons 'n spasie hê, oor ons kan eerlik met mekaar wees. 'n Eerlike kerk is 'n kragtige kerk.
Post daai vir my op Instagram volgende week, hoor. Daai is 'n quote. Ek het hom nou net uitgedink. 'n Eerlike kerk is 'n kragtige kerk. Hier's nie plek vir leuns, hier's nie plek vir geheimsinnigheid nie. Hier's net plek vir lig. Genesing. Amen. Mag ons 'n kerk wees wat eerbaar is in alles wat ons doen. Hoe ons finansies hanteer, hoe ons gesinne hanteer, hoe ons werknemers hanteer. Want ek en jy dra 'n naam, jou naam het waarde. En laastens, ek en jy skyn die lig, ons leef met geloof, ons kom met 'n ander kultuur na die wêreld toe en sê, ons gaan nie opgee so vinnig nie. Hey, julle gaan nie so vinnig van my ontslaa raak nie, hoor. Dis die houding waarmee ek wil ons moet leef. So kom ek vat jou nou, en ek wil hê ons moet vandag nagmaal bedien. Ons het nog nie nagmaal bedien vandat ons begin het as 'n kerk nie. Maar ek het regtig so sterk beleef, dat ons as familie saam nagmaal het vandag. En wat is nagmaal? Ons celebrate iets massief. Ons celebrate dat Jesus gesterf het en opgestaan het uit die dood, sodat ek en jy in 'n herstelde verhouding met die Vader kan wees. Amen. Maar meer as dit, het Jesus, toe hy sy disippels bymekaar gekry het voor die kruisiging, het hy hulle so om 'n tafel gesit. Gesê, ouens, eet van my liggaam, drink van my bloed. Want hierdeur sal julle weer lewendig word. En kan ons as 'n familie vandag hierdie vasmaak? Ons is egte mense, ons is eerbare mense en ons is mense wat leef met geloof. Daar sal nog waardes kom. Maar dis wat ons by mekaar bring, dis wat ons as een verklaar. Hierdie waardes. So ek wil hê, dat mans, as jou gesin vandag hier is, kom bedien jou gesin met die nagmaal en sê, dat hierdie geestelike ervaring bind ons saam. En dan gebruik julle nagmaal as 'n gesin saam, as familie saam, en as 'n groter familie saam. Maak dit sin? So ek vir jou uitnooi, hier is nagmaal kelkies en broodjies hier voor. Jy is nou welkom om op te staan en vorentoe te loop, en kry vir jou, moet dit nog nie gebruik nie, ek wil graag net vir ons 'n gebed doen voor ons aangaan. So asseblief kom vorentoe, en kom kry vir jou van die druiwesap en die brood. Hier is nog nagmaalkelkies aan hierdie kant. O nee, daar is nie. Het enige iemand nie gekry vanoggend nie? Steek jou hand op as jy nie gekry het nie. Magtig, okay. Kan ek vir die koorspan vra om net julle nagmaalkelkies en as jy klaar die brood geëet het, moet dit nie vir hulle gee nie, hoor. Maar net die nagmaal. So steek gou hande op wie het nie gekry nie. Okay, gee net daar so koorspan vir hulle.
Ek som hier so. O, kry dan. Dankie. Ja, asseblief. Okay, mooi. Ek wil sommer hê, as jy so saam met jou gesin is, sit net jou hand op jou familie se, lê hand op mekaar, so, hou net mekaar vas. Kan ek vir jou noem wat celebrate ons hierso? Dat Jesus Christus die dood oorwin het. Dood beteken ewige afstand tussen God en mens, maar ook ewige afstand tussen mens en mens. En ek het gevoel ek het vanoggend mense bedien wat onlangs mense aan die dood afgestaan het. Deur Jesus Christus se opstanding uit die dood is dit nie tot siens nie, dis tot ek jou weer sien. En dan celebrate ons dat ek en jy saam met Christus uit die dood uit opgestaan het, dat ek nie meer in die bloedlyn van Adam is nie, maar dat ek nou in die bloedlyn van Christus is. Ek en jy, wat ons hier doen, is nie net, kom ons drink bietjie druiwesap en kom ons eet iets nie. Ek en jy fees vier, ons eet en ons drink saam en ons fees vier, want ons het lewendig geword. Amen. En Here Jesus, daarom kom ons nou, Heilige Gees, dankie dat U ons kom bedien. Ek het net so sterk beleef, Here, daar was so 'n aanval van die vyand. En Here, hierdie kom maak vas dat ons deur U lief is. Ons opgestaan uit die dood. Here, daarom drink ons nou van die druiwesap om te verklaar ons is nuut in Christus. Kom ek en jy drink die druiwesap saam. En nou wil ek sê dat ons die brood van die lewe kan eet. En ek vir jou kom bedien, Christus se liggaam is gebreek, sodat ons liggame heel kan wees. En daarom glo ek in genesing. Nou genees die Here altyd. Ja, hy genees nie altyd nie. En daar is goed wat ons vir mekaar kan sê. Maar kan ek en jy nie losmaak van die idee dat hy bly ons genees Heer op alle vlakke. Ons is 'n gemeente wat glo. En wanneer dinge nie uitwerk soos dit moet nie, vertrou ons dat die Here se wil en sy prentjie groter en heiliger is as ons. Maar ek wil hierdie oomblik gebruik. En ek wil bid vir mense bid wat genesing nodig het. Want Christus se liggaam is gebreek sodat ek en jy genees kan wees. So, as jy vandag hier is en jy het 'n enige fisiese genesing nodig, wees braaf genoeg om net jou hand op te steek. Dit kan enige iets wees, het sy kanker, een of ander siekte, steek asseblief jou hand op. As jy genesing nodig het van 'n fisiese siekte, steek asseblief jou hand op. En miskien wil jy vir iemand instaan wat nodig het om fisies genees te word, steek net jou hand op, asseblief. OK. Hier is 'n kragtige moment waar ons genesing nou oor jou verklaar. Here, ek kom deur die autoriteit van Jesus Christus en sê, wees genees. Die Here sê, daar is dus nou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. Daarom kan geen siekte meer op ons skouers hang nie. Jy is genees. Dankie Here dat U perfekte storie uitspeel in hierdie mense se lewens. En daarom eet ons nou die liggaam saam. Ek wil graag hê ons moet eindig met 'n lied en ons gaan dit nou saam sing. Maar veral hierdie woorde: Death could not hold you. The veil torn before you, and you silenced the boast of sin and grave. Kom ons maak 'n verklaring as Kaleio vandag
dat Jesus vir ons kom lewe gee het, en mag daar genesing in dit gebeur. So ek staan saam met my, en sing ons hierdie woorde saam. Ek het nog so 2 minute van jou tyd nodig, sit net vir my vir 'n oomblik, ek het net so 1 of 2 goedjies wat belangrik is om te noem. Ons het die 18de April het ons Goeie Vrydag, dis Paasnaweek, en ek wil vir jou sê, jy gaan massief uitmis as jy nie by daai diens is nie. Ons is besig om 'n groot feesviering te beplan vir Paasnaweek, vir Kaleio Kerk se eerste Paasnaweek as kerk. So asseblief boek dit nou binne in jou kalender, dat jy hierso sal wees Goeie Vrydag. Dan die Sondag, die 20ste April, het ons 'n opstandingsdiens, en daar is nog 'n verrassing wat ons daar rondom wil kommunikeer, maar belangrik, as jy gedoop wil word, moet ons nou al weet, want ons gaan jou doop. Ek dink daar is min goed so spesiaal, soos om op 'n doop Sondag, 'n opstandingssondag gedoop te word. Ek wil nou met jou gees praat. As die Here jou die afgelope tyd vra, begelei, roep, jy kan nie ophou dink aan die doop nie. Ek weet nie hoekom die Here my luister vir die Heilige Gees. Daar's kragtige goed wat gebeur wanneer jy die gehoorsame stap vat om gedoop te word. En kan ek net sê, daar is nie 'n mooier plek as daai swembad om gedoop te word nie. Dis pragtig. So maak 'n nota, laat die Heilige Gees met jou werk, maar is belangrik, as jy gedoop wil word, moet jy dit vir ons asseblief aandui. Daarso by die info-toonbank, dat ons jou kan kontak, want ons het 'n doopgesprek met jou nodig. Ons wil regtig 'n pad met jou stap. Ons wil nie net doop nie. Ons wil 'n pad saam met jou stap. Dan het ek nodig om 'n baie belangrike ding te noem. Julle weet, ons kom elke tweede week by mekaar. Nou, hierdie tweeweeklikse ritme, het werk vir my goed. Ek geniet dit. Ja. Maar die manier hoe ons nou elke tweede week funksioneer, gaan maak dat meeste van ons Sondae op lang naweke val. OK. So, ek wil nou vir jou kommunikeer, dat ons die dienste gaan moet aanpas na April. So hou asseblief ons sosiale media, ons sal baie duidelike kommunikasie gee, maar ons gaan 'n tweeweeklikse ritme moet aanpas van Mei maand af, want dan gaan hy mooi uitwerk tot aan die einde van die jaar, tot en met Kersfees. Dan val hy op geen lang naweke nie, en dan kan ons lekker hierso by mekaar wees. Maar dit lyk my nie 'n lang naweek pla julle nie, is nou 'n lang naweek in die kerk vol, so wat maak dit nou saak? Alright, so ons sal al daai goeie kommunikasie doen. Dan 'n laaste ding net rondom ons aanlyn streaming. Ons venue is hierso op die plotte hierso uit, so ons het baie slegte sein hierso, en dan wat op hierdie stadium gebeur is, wanneer mense lewendig kyk, dan val die sein, en ons wil nie, dis vir ons nie lekker dat mense daai belewenis het nie, dan kan hulle nie deel wees nie. So op hierdie stadium rekord ons die dienste, en dan 11 uur na hierdie diens is hy beskikbaar op YouTube. So vir al julle mense kommunikeer asseblief. Ons is hard besig om 'n toring hierso op te probeer plaas, waar ons dan direkte, ek weet nie, ek dink is 100 meg of 1000 meg of iets, ek weet nie, waar ons dan stream ons reg oor die wêreld in 4K, mense gaan tot my moesie sien. Mooi storie. Alright, so ons werk aan daai proses. So dis die 3 belangrike goed wat ek wil noem. Het ek al vir julle gesê, ek is lief vir julle? Weet nie, maar ek wil vir julle sê, ek is geweldig lief vir julle. Kom ons kuier saam, kom ons fellowship saam. Wil jy iets sê, Johan? OK. As jy nog nie die survey ingevul het nie, kom asseblief na die tyd. Ons gaan hom oophou vir die res van die dag, dan kan ons die survey net invul. Kom ons kuier lekker saam. Daar's lekker koffie, daar's lekker water, en ons kuier lekker saam met mekaar, en dan sien ons mekaar dan oor 2 weke, die 6de April. Goed gaan en veilig ry.